Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer hier by julle. Daar lê 'n boodskap vanoggend op my hart wat ek baie graag met julle wil deel. En dit gaan oor die kinders van God. Nou, voordat ek met die boodskapie begin, ek wil jou gou vra, is almal wat op die aarde loop jou kinders? Ag, jy vir my sê nee, hulle is nie my kinders nie, want dan moet ek nog vir hulle sorg ook, nee. En so weet jy wat? Almal wat op die aarde loop is nie jou kinders nie. En almal wat op die aarde loop is ook nie die kinders van God nie. Nou sal jy graag, as daar in die Bybel iets is, wat sal uitwys wie die kinders van God is, sou jy dit wou weet. Ek dink so. So kom ons kyk. Nou, ek gaan vir ons uit Romeine 8 uit lees. En ek gaan net eers hierdie skrifgie vir ons lees, dan gaan ek terugkom met die res. Hoor wat sê hy? Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Okay. Sê gou vir my, hoe belangrik dink jy nadat ons hierdie skrif gelees het, is dit dat ek en jy deur die Heilige Gees gelei moet wees? Wel, as ek na hierdie skrif kyk en ek wil weet dat ek weet dat ek 'n kind van God is, dan wil ek sê dat hierdie skrif wat sê, almal wat deur die Gees van God, die Heilige Gees, gelei word, die is kinders van God. Dan het hierdie skrif nou skielik vir my baie belangrik geword, julle, want dit getuig dat ek 'n kind van God is, wanneer die Heilige Gees my lei, en daarom wil ek in so 'n diep verhouding met die Here wees, dat ek sy Heilige Gees sal ken, dat ek in sy teenwoordigheid sal kan ingaan, julle, en dan terwyl ek op die aarde lewe, dat ek sy teenwoordigheid kan voel, en dat ek deur sy Gees gelei is, want dit getuig dan, dat ek 'n kind van God is. Nou, as dit dan so is, en as, wel dit is so, want het staan in die woord, nee, dan wil ek nou net so bietjie teruggaan in Romeine 8, en ek wil net hierdie vir julle lees, so kom ons luister hierna, en kom ons laat die woord van die Here ons aanraak deur dit dan. Hy sê in Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Alright, so. Eerste punt is om deur die Gees van God gelei te word. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Wat is vleeslike dinge? Hoe kan ek meer geld maak op die aarde? Ek wil daai besigheidstransaksie doen. Ek wil hierdie kry, ek wil daai klere kry, ek wil hierdie soet koop, ek wil daai kar ry, en ek gaan strewe en ek gaan hard werk sodat ek dit in besit kan neem. Dis vleeslike gedagtes. Dit het niks met die Gees te doen nie, né? Maar watter gedagtes dan die geestelike gedagtes? Kon sê jy staan in die oggend op en jou oë gaan oop. En die eerste gedagte wat deur jou gaan is, Here Jesus Christus, Here ek het U so lief, en Here, dankie vir hierdie dag. En ek vra U dat U in hierdie dag, Here, openbaar U self aan my, sodat ek U in die dieper dieptes kan ken. Sou jy sal sê, daai is iemand wat die geestelike bedink. Nou oké, nou moet ons weer terugkom na ons kernskrifie, wat sê, so almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So julle weet julle wat, ons moet strewe na daai tweede voorbeeld wat ek gegee het. Hoe jy 'n behaag na God het, hoe jy hom soek, hoe jou hart op die lewende God instel, want dan gaan jy deur die Heilige Gees van God, nie net eerste ding in die oggend as jy wakker word nie, maar derentyd deur die dag 'n godsbewustheid begin kry van die teenwoordigheid van God, en raai wat gaan dan gebeur, né? Die Heilige Gees gaan jou al hoe meer en meer lei, en dan gaan dit saam getuig dat jy 'n kind van God is. Amen. So, okay, goed. Hy sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Hoor jy? As jy geestelike gedagtes bedink, bring dit meer lewe, geesteslewe binne in jou. En dan sê hy, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Nou hoor nou, daai eerste voorbeeld, sê hy, dis in vyandskap met God. So ons moet die geestelike bedink. Ok. Nou sê hy,
Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So die wat in die vlees is, julle, kan God nie behaag nie. So ek wil graag met hierdie boodskap vir ons afsluit deur te sê, kom ek en jy, soek God in die gees, en behaag hom en soek hom met alles wat in ons is. Want dan gaan die gees van God saam binne in ons gees, met ons gees getuig, dat ons aan God behoort. Kom ons maak ons oë toe, ek wil graag 'n gebed vir ons doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here, o Vader, Here, verander ons gedagtes, Here, verander ons hart, Here. Here, kom plant U self binne in ons, Here, en laat die begeertes wat in ons is, 'n meer en 'n dieper soeke na U sal wees. Vader, ons dank U en ons ontvang dit nou in Jesus se naam. Amen. Liefde, seëning, Pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.